Ek gaan vir broer Jan vra om vir my die skyfie op te sit, en terwyl ek vanmôre met u wil praat, en ek het laasweek begin en vandag maak ek klaar oor jou kusdraers wat jy kies, wat jou stadig maar seker na jou doodsgraf toe dra in die gees. En ek gaan net so vinnig die eerste 3 net vir u sê wat het was, ons het laasweek gedoen, dan wil ek by die volgende 3 uitkom, waar ons ook oorgaan na die nagmaaltafel, wat vir ons pragtig gedek is, ook hier so baie dankie ook vir diegene wat betrokke was by dit, is like pragtig. Ek wil vir u sê, ons moet nie sulke geleenthede minag nie. Om wanneer ons aan die tafel kan sit en deel kan hê aan hierdie pragtige herinnering wat ons het, sodat ons ook kan sê, Here, die bloed en die liggaam is vir ons gegee tot vergifnis van sondes. Moenie jou eie kusdraers kies nie. Vandag is dit 'n keuse hoe jy jou kusdraers wil kies. En ek het laasweek so kort aangehaal, sommige mense het hulle testament uitgesit, wie dra hulle kus? Ek het nie so iets nie, ek hoop ek gaan nog baie jare, want ek dink al die kusdraers wat ek gaan kies, gaan al klaar wegwees, dan is ek nog daar, prys die Here, so ek gaan dan eers nomineer nie, halleluja. Ag, ek wil vir sê, ons moet net so 'n bietjie blymoedige hart kry vanmôre hoor, om te weet die Here is goed. Party mense leef nog, maar is reeds geestelik besig om te sterwe. Jy weet, ons kan hierso sit Sondag vir Sondag, maar jy kan dood wees, of besig om te sterf in die gees. En dit is wat 'n mens nie aldag sien, jy kyk na die voorkoms, maar ons weet nie wat binnelik aangaan nie. Elke geestelike dood begin met 'n keuse. Niemand word oornag geestelik dood nie, dit begin by een draer, dan nog een, totdat daar 6 is. Ek gaan net vinnig deur hierdie gaan, dit was laasweek gelees, Spreuke 14 vanaf vers 12, hy sê daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. Dan het ek by draer 1 uitgekom, wat onvergewensgesindheid was. En Matteus 14 sê, vanaf vers 14 en 15 sê die skrif vir ons baie mooi, dat ons, as ons nie vergewe nie, dat Jesus ons nie sal vergewe nie. En wanneer ons vergewe, dat die Here ons sal vergewe. En ons het daaroor gepraat, en ek sê, dit hou jou gevangene aan jou verlede. Jy vergewe nie ander nie, jy vergewe jouself nie, en daardeur skep jy vir jou 'n draer aan jou kus wat jy dra. Dan het ons by tweede een gekom met bitterheid, wat Hebreërs 12 vanaf vers 15 gesê, en Hebreërs praat van, dis 'n wortel wat skiet, en dit is daardie wortel wat ons moet uitbely, en wat ons van ontslae moet raak. Dit is die voorbeeld gebruik van 'n wond, wanneer jy seer gekry het, en jy behandel nie daardie wond nie, dan gaan dit oorsit aan 'n geweldige septiese wond, en 'n ontsmette wond, wat bitterheid is. Bitterheid is die nagevolge van onvergewensgesindheid. So dit is die begin van pyn, dit groei soos 'n wortel, en jy besmet ander mense, want jou bitterheid maak naderhand dat ander mense nie meer met jou wil deel nie, omdat jy nie gelukkig is nie, en dit laat liefde doodgaan in jou huis, waar jy is, want jy hou net vas aan jou bitterheid. Die derde draer wat ons gedoen het laasweek, was die sonde gewees. In Romeine 6:23 praat hy pertinent, hy sê, van die sonde wat die dood veroorsaak, en dan sê hy, sonde is lekker, maar het bring dood. Dit verhard jou gewete, en dit skei jou van God, omdat daar 'n skeidsmuur op is. En vanmôre begin ons dan by die vrees, draer 4, wat in jou lewe toelaat. Vrees is 'n ding wat baie mense aanlei sonder om dit besef. 2 Timoteus 1 vanaf vers 7 sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Ek wil vanmôre sê, as jy 'n persoon is wat vanmôre sit uit vrees, en jy het vrees in jou binneste, dis 'n saak wat jou absoluut na jou geestelike graf toe vat, omdat vrees nader aan jou lewe oorweldig. En ek wil vanmôre met u praat oor vrees, wat ons vanmôre, vrees maak jou geloof stil.
Ek wil vanmôre 'n gedeelte gebruik in die woord van God, en dit is terwyl Dawid by die volk kom, en hulle staan teenoor hierdie Goliat, wat in hulle gesig is. Goliat het nog nie 'n geveg met hulle nie. Daar was nog net 'n dreigement. En as gevolg van die dreigement, het hierdie volk tot stilstand gekom, omdat hulle bang was vir Goliat. Jy sien, hierdie volk was 'n volk wat God se hand geken het. Hierdie volk was 'n volk gewees wat wapens gehad het. Hierdie volk was 'n volk gewees wat gewoond was aan oorlogvoering. Maar deur een reus kom hulle geloof tot stilstand. Want hulle was bang vir die oorlogvoering. Toe Dawid kom, dieselfde volk, dieselfde God wat hy aanbid, ook wapens, en hy weier om vrees toe te laat. Toe kon hy die oorwinning behaal vir 'n hele volk, omdat hy nie toegelaat het dat vrees oor hom heers nie. En ek skryf hier so, ek sê die vyand hoef nie altyd te verslaan nie. As jy jou net bang genoeg kan kry om niks te doen nie, het hy reeds gewen. As jy net bang is, het hy net klaar jou in die sakkie. Die probleem is om bang te wees. Ek praat nie net vandag bang vir die donker nie, dit is almal maar toe ek klein was. My seuns was ook bang vir die donker. Ek was bang vir die donker toe ek klein was. Wynand is daarom alboor en prys die Here. Hy sal daarom al die hek gaan toemaak in die donker. Hy het vat op sy boetie saam. Nee, ja. Ek het nou 'n dag gevra vir iemand, sal jy alleen nie by die kerk die deurmaak? Sal jy alleen nie slaap? Nee, ek weet daarom so lekker nie pastoor. Ek sê, dis dan die kerk hier. Ja, ek weet my, weet daarom so lekker nie pastoor. Want hy het 'n bangheid in 'n mens se binneste. Maar vrees kan 'n mens se hele lewe beheer. En nou kan op 'n plek kom waar jy so bang is vir alles, dat jy nooit 'n kans op vat in die lewe nie. Ek sal nooit vergeet toe ek 'n jong seun was, en my pa stuur ons 'n geweldige groot erf gehad, ek het in my huis gebly. En dan sê, dis nie my pa sê, want daar was die daai tyd, ek was die elektriese motor, en ek moes nie eens die knoppie druk, ek het gehad, prys die Here. Hy sê, die hek moet toegemaak word, gaan sluit hom, en hardloop ek op, na die hek toe, en as ek daar kom, dan voel het my iemand kyk vir my. Ek maak hy hek so vinnig toe, ek hardloop so vinnig, dis waar ek my sprints geoefen het. Naderhand sê ek, nee man, niks gebeur nie, ek kan nie so bang wees nie. Dan dink ek myself, miskien sal dit makliker wees as ek met hom praat, wie ook al al is. Van in case dat iemand is, sal dit my uitlos, dan weet ek mos ek weet nou van hom. So ek kan boe by die hek kom, voel ek as en dan sê ek, hallo, wat maak ek? Maar dan hardloop ek nog steeds. Vrees kan 'n mens se lewe so oorweldig. Jy weet, ek het al die jare daai bangheid gehad vir daai hek, tot ek 'n groot seun word en ek doen myself. Maar dis my boetie se skuld. Hy het my altyd gesê ek moet verkoop. Dan tel hom op sy skouers as 8 jaar ouer, en dan vat hy my hek toe en wag hy vir die eerste ou wat verbykom en sê ek gaan hom verkoop, wat 'n stout hierdie boetie van hom. Ek was so bang vir daai hek. En dit het vrees toegelaat in 'n mens se lewe. Vrees maak geloof stil. En as die vyand net kan regkry om jou bang te kry vir 'n saak. Ek wil vir jy sê, nie vrees oor die dag van môre nie. Ons kyk in Suid-Afrika, en ons kyk na situasies, ons kyk na brandstofpryse, jy kyk na jou kinders omstandighede, wie het nou die woorde gespreek, ek is bang my kinders kry nie werk nie. Wie het al die woorde gespreek, ek is bang my kinders raak met dwelmvers betrokke op skool. Wie het al die woorde gespreek, ek is bang hulle breek in my huis in terwyl ek slaap. Wie het al die woorde gespreek, ek is bang my huwelik gaan misluk. Alles wat jy spreek het met vrees te doen. Ek is bang, ek word geretrench en ek kan nie my goed betaal nie.
En op die einde van die dag bou ons so groot vrees in ons lewe, en ons vrees alles. Waar die Here vir ons sê, gee ons nie 'n gees van vreesagtigheid nie. En ek wil vandag vir jou sê, by punt 3 wat ek vir jou wil gee, is vrees laat jou terugstaan as jy moet vorentoe gaan. Want jy sien, vrees praat van wat as. Maar ek wil vanmôre vrees teenoor geloof met mekaar vergelyk. Vrees sê, wat as ek misluk? Wat as daar nie genoeg is nie? Wat as mense my verwerp? Wat as dit nie my werk nie, vir my werk nie? Wat as ek siek word? Wat as ek verloor? Geloof vra ook, wat as? Wat as God deurkom? Wat as die deur oopgaan? Wat as die reus val? Wat as God my stuur en gebruik? Jy sien, vrees en geloof kyk na dieselfde toekoms. En ons besef dit nie aldag nie, kyk na dieselfde toekoms, maar vrees verwag wat verkeerd kan gaan, maar geloof vertrou vir God dat reeds daar is. Vanmôre vra ek vir u, ly u aan vrees? 'n Jong dogter jare terug, mense wat saam met my sport gedoen het, en ek wil vandag vir u vertel, baie interessante gebeurtenis wat gebeur het. Die man speel saam met my sport en sy dogter is geweldig bang en sy lou vrees om alleen by die huis te bly. Iewers het iets gebeur in haar lewe en sy kan nie dit doen nie. Hy sê dit is geweldig, sy sal uit die skool uit. Hulle kan nergens gaan sonder haar nie, want sy is te bang, daar gaan iets gebeur. Haar hele lewe word deur dit beïnvloed. En een aand toe gaan hulle na 'n kerk geleentheid toe van mense wat hulle nooi na 'n ander kerkgenootskap. En terwyl hulle die aand daar sit, toe praat die prediker ook oor vrees, en daardie aand toe hy uitnodig en hy sê, as jy vanaand 'n vrees lê, moet jy vorentoe kom dat hulle vir jou bid. En hy voel in sy hart dat hulle vir sy dogter moet intree. En hy sê vir haar, sy sê nee, pa, sê ek nie, hy sê dit is, jy glo my. Jy weet mos, 'n mens voel nooit iets skuldig nie. Dit is altyd iemand anders. Hy sê net daar oorreed en hulle gaan staan voor, en terwyl hulle daar staan, toe sê die predikant vir haar, dit is definitief vrees mag wat jy nooit, en hy begin vir haar bid. En daardie aand toe hy vir haar bid, toe kom daar 'n insek, ons onder die mat uitgehardloop tot by haar, en hy sê vir haar, hierdie insek is die vreesmag, en hy trap hom dood. Sy stap daar uit en sy is genees, en nooit weer vrees nie. Dis die God wat ek dien. Want weet jy waarom? Vrees is nie van die Here nie. Ek wil u vandag vra, hou op bang wees vir die dag van môre. Hou op bang wees vir wat kan gebeur. Wat as? Weet jy dat ons baie keer onsself siek en oud maak deur vrees, omdat ons alles wat as en dit gebeur nooit. Ek het ook al my lewe gesien. Ek het al so baie dinge vooraf gewat as wat nooit waar geword het nie. Wat as? Wat as? En op die einde van die dag moet ek sê, dankie Here, dat dit nooit gebeur nie. Maar ons sê so baie keer, wat as? Vrees laat jou fokus van God afskuif. En 'n mooi voorbeeld dat ons in die woord van die Here kan kyk, en ons kyk na Petrus, wat uit hierdie boot uitklim. Die storm was daar gewees toe hy nog in die boot was. Hy het geweet hy klim uit in 'n storm. As sy oë was op Jesus, dit was alles rond. Maar weet jy wat gebeur die dag? Die oomblik toe hy oorklim, en hy sy oë van die Here afhaal, toe oorval vrees hom en hy sink. Dieselfde storm, daar niks verander, dieselfde wind, dieselfde omstandighede. Maar ewe skielik kry vrees die oorhand in sy lewe. Of vandag vir jou sê, vrees maak die storm groter in jou oë en Jesus kleiner. Dit is dieselfde storm. Omdat jy wil glo dit wat jy wil glo. Vanmôre wil ek by die laaste punt uitkom van vrees. Vrees laat jou begrawe wat God vir jou gegee het. En ek gaan kyk na die woord van die Here en ek sien hierdie pragtige gedeelte, Matteus 25,
waar 'n eienaar kom en hy gee vir sy werkers, 3 werkers gee talente. Die een gee 5, die ander gee 2 en die ander gee 1. Die een wat 5 is, het nie vrees nie, en hy gaan woeker en hy maak nog 5. Die een wat 2 het, hy's nie bang nie, en hy gaan woeker en hy maak nog 2. Weet nie wat maak die een met die 1 talent? Die woord van die Here sê, hy het gesê, hy's bang gewees vir sy meester, en hy gaan begrawe daardie talent. As gevolg van vrees, het hy geen extra talent bekom nie. Ek wil vandag vir jou sê, vrees steel van jou, dat jy nie 'n volkome lewe in Christus kan hê nie. Dit is 'n dra in jou geestelike kus. Ek wil vandag vir u vra, u moet so 'n bietjie net by jouself besin om te vra, is vrees nie besig om my lewe oor te neem nie? Hier so daar besigheidsmanne, mense wat van hulle self werk, weet jy hoe maklik is om te sê, wat as my besigheid vou, wat gaan vir my word? Dis almal wat 'n goeie werk het, wat as ek my werk verloor? Wat as my kinders, wat as my vrou, wat as my omstandighede? Vandag is dit 'n saak wat ons moet uitbely voor die Here vrees oor. En ons moet verlossing en genesing kan kry van hierdie vrees, want dit maak jou geestelik dood. Punt 7 wat ek hier slaag, die draer wat ek vir u wil gee, draer 5 is ongehoorsaamheid. In 1 Samuel 15 vanaf vers 22 sê die woord van die Here, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees, is beter as slagoffer. Nou wil ek vandag vir u sê, gedeeltelike gehoorsaamheid is steeds ongehoorsaamheid. Jy kan nie halfpad gehoorsaam wees nie. Dit is soos 'n leuen. As jy 'n halwe leuen vertel, of as jy 'n volle halwe waarheid vertel, is 'n volle leuen, maar daar's nie volle waarheid in dit nie. En ek wil vandag vir u sê, so gedeeltelike gehoorsaamheid is steeds ongehoorsaamheid. Jy kan gelees in 1 Samuel 15, 'n God se opdrag deur Samuel aan Saul, dat hy in oorlog moet gaan, en terwyl hy in oorlog moet gaan, het hy die opdrag dat hy niemand moet spaar nie, hy moet die diere doodmaak, hy moet die koning doodmaak, hy moet alles doodmaak, hy moet niks van hierdie byt vat nie. Terwyl hy gehoorsaam is, en hy gaan voer oorlog, maar hy spaar sy lewe die koning, en hy vat van hierdie vee, en hy vat van hierdie diere, en hy vat van dit wat mooi is. Weet jy wat is die hartseer ding van dit? Sy halwe gehoorsaamheid het hom niks gebaat, want dit het gedien as ongehoorsaamheid. En ek wil vandag vir u sê, ongehoorsaamheid probeer homself altyd regverdig. Weet jy wat was Saul se verskoning? Hy sê, ek het hierdie vee en diere gebring om dit aan die Here te offer. Klink mooi op die oor, maar dit was nie God se opdrag nie. Daar is niemand so slim soos 'n ou wat homself wil regverdig nie. Want ek voel, ek doen iets uit my gedagtes uit, maar dis nie te sê, dit is God se gedagtes. Ek wil vandag vir jou vra, wat is ons verskonings? Dink jy dan, die verskoning is maklik daar, en daar is iemand beter as ek, iemand anders kan ek doen. Daar gaan nog baie verskonings wat mense kan uitdink in hierdie dag. Of jy vra, het jy regtig by die volkome gehoorsaamheid uitgekom van die woord van God? Ongehoorsaamheid kos jou meer as wat jy verwag. Wanneer jy ongehoorsaam is, daar 'n prys wat jy moet betaal. Weet jy wat was hierdie koning Saul se prys? Jy kan gaan lees in 1 Samuel 15:23, sê die woord van die Here, omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Hierdie ongehoorsaamheid, of hierdie halwe gehoorsaamheid wat hy gedink het is goed, kos sy koningskap. Omdat hy nie gehoorsaam is aan God. Die laaste punt wat ek by wil kom, gehoorsaamheid is beter as jou verskonings en offers.
Weet jy wat is die offer wat ons as mens dink is reg, wat alles reg maak? Ag, ek gaan kerk doen. Ek dien op 'n bestuursraad, ek is betrokke hier, ek doen dit. Ek bid en ek bid hier. Ag, ek doen wat ek moet. Dit beteken nie, jy is altyd gehoorsaam aan God se stem nie. Ons moet oppas dat offers en ons daarin nie belangriker word as gehoorsaam aan God se stem. Vanmôre kom ek by die laaste draad. Leiheid, geestelike leiheid. Romeine 12 vanaf vers 11 sê, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees en dien die Here. Om traag te beteken is stadig of lei, of jy doen dit nie, of jy het nie regtig ywer nie. Ek wil vandag vir jy sê, hou op om moeite met God te doen. As jy by die huis gaan kom en jy die eerste dag nie met jou vrou gaan praat nie, dan gaan sy sê, miskien het hy 'n slegte dag gehad. Dag 2, dan sy begin snaaks gaan kyk en wonder, wat het ek nou fout gedoen? Dag 3, ek kan vir jou beloof, as jy by dag 4, 5 kom, is daar oorlog in daai huis. Wat is jou storie, Boetie? Wat is jou storie, my vrou? Ek wil vandag vir u sê, weet jy wat is die probleem? 'n Verhouding groei nie van self nie. Dieselfde geld vir jou verhouding met God. Soos dat jy elke dag in 'n verhouding met jou kinders en jou vrou moet werk, so moet jy in 'n verhouding met God werk. Anders is daar nie 'n verhouding met God nie. Baie mense sê, pastoor, ek was jare terug en die Here my geseën, ek was so naby aan die Here. Ag, is wonderlik, maar wat van nou? Weet jy, dit is so wonderlik as jy jare terug in die gebedslewe gehad het, wat het gebeur, wat van nou? Ek wil vir jy gaan nie daar bo kan kom en 10 jaar terug se goed gaan gee, jy gaan die prys betaal en jy gaan geoordeel word op wat nie nou is. Geestelike leiheid sê, ek is te moeg, ek sal later bid. Ek is nou te besig. Ek het nie vandag tyd vir die woord nie. Ag, die Here ken my omstandighede, ek sal weer môre probeer. Die gevaar is nie noodwendig dat jy ophou glo in God nie. Dit het nog nooit die kern gewees nie. Jy het dit opgehou moet doen met God. Weet jy wat gebeur dan? Met dieselfde resultaat. Dit gebeur stadig, maar seker. Jy stel jou geestelike dinge altyd uit. Spreuke 6 vanaf vers 9 sê, hoe lank luiaard sal jy bly lê, wanneer jy opstaan uit jou slaap uit? Weet jy wat is die gevaarlikste woord van luiheid? Môre is nog 'n dag. Ek sê dit weer, die gevaarlikste woord van luiheid is môre. Die gevaarlikste woord van uitstel is môre. Môre sal ek weer bid. Môre maak ek my saak reg met God. Môre vergewe ek. Môre begin ek weer Bybel lees. Môre raak ek weer betrokke. Weet jy wat is die probleem? Môre kom nooit nie. En voor jy jouself uitvoer, daai môre 'n week geword, daai week het 'n maand, daai maand het 'n jaar. En jy kom agter. Geestelike leiheid het oorgeneem. Die duiwel hoef nie altyd jou te oortuig om nee te sê vir God nie. As hy net kan kry om aanhoudend te sê later of môre, het hy dieselfde resultaat. So iemand wat God weier, of 'n ou wat jy altyd uitstel, die eindresultaat is dieselfde. Vanmôre wil ek vir jou vra, het jy hierdie draad van leiheid in jou doodskis, wat jou geestelike graf toeneem? Vanmôre moet ons seker maak, jy verloor wat jy nie meer onderhou nie, is die volgende punt. 'n huwelik wat nooit aandag kry nie, sal nooit hou nie. 'n tuin wat nooit versorg word nie, sal nooit goed lyk nie. 'n liggaam wat nooit gebruik word nie, sal sy kragte verloor. Waarom dink jy gaan ons geestelike krag hê as ons nooit daarna kyk nie? Waarom sal ons geestelik floreer
as ons dan geen tyd daarin spandeer nie. Wat jy nie voed nie word swak. Wat jy nie gebruik nie verloor jy maklik. Wat jy nie onderhou nie, dit verval. En daarom wil ek vandag by die laaste punt uitkom van hierdie raad. Jy sterf stadig terwyl jy dink alles is nog reg. Elke gebed wat jy aanhou uitstel, elke keer wat jy sê ek sal môre weer probeer, elke keer wat ek weet wat ek moet doen, maar ek doen dit nie, dan sak jy die kus 'n bietjie laag. 'n bietjie waar. Dieper in die grond. Die vraag is nie vandag, is jy nog in 'n kerk nie. Die vraag is, hoe lyk jou verhouding met God? Want baie mense in die kerk sit met geestelike leiding. Of vandag vir jy sê, selfs betrokkenheid by die gemeente, getrouheid in dienste, is deel van geestelike leiding. En ek wil vandag vir jou vra, het jy hierdie draers wat jou vashou? Vanmôre na als kan ek jou die vraag vra, wil jy nog lewe? Sien jy nog kans? En as jy vanmôre sê, Here, ek het 'n draad by die kus vashou, ek wil ontsla raak van dit, wil ek graag vir hierdie skrif lees, Lukas 15 vanaf vers 24, baie bekend wat sê, want hierdie seun was vir my dood, en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. Dit is iemand wat in sy pa se oud dood was, wat het weggedwaal, maar weet jy hoe kosbaar is dit, dit kos een keuse, toe daardie jong man besluit, ek gaan terug na my vader se huis, en toe is daar genade oomblik vir hom, en die Here sê in hierdie skrif, en hierdie pa het hom teruggeneem, en gesê hy was dood, maar hy het weer lewendig geword. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, is daar nog hoop? Ek het vir jou goeie nuus, daar is hoop in hierdie bloed van Jesus vanoggend, en ons gaan hier na 'n tafel toe beweeg, en ek wil vanmôre vir jou sê, as jy 'n draad het aan 'n kus wat vanmôre jou geestelik wil bind, en wil vashou, en wil laat stadig sterwe, het ek vanmôre vir jou nuus, en dis nie 'n skande nie, maar wat 'n skande is, as ons hier uitstappe, en ons vat hierdie woord, en ons neem dit, en nie te harte nie, maar weet jy wat is kosbaar, as 'n man en 'n vrou vanmôre sê, Here, ek wil hierdie draad, en vanmôre laat gaan, ek wil vanmôre vir jou wys, kyk daar nie, 'n prentjie die hand steek so met die kus uit, ek wil vir jou sê, dit is nie nodig om te sterf geestelik nie, God se genade is vanmôre, en vir my, en vir jou, is genoeg, as jy wat daar kan sê, daar is hoop in Christus. Ek wil jou vanmôre wys, wat is die hoop? Die kus is nie die einde nie, die kruis bring lewe. Vanmôre kyk jy na 'n kruis wat daar staan, en die nagmaalbeker, en die brood wat daar voor is. Het ons vanmôre die voorreg om aan hierdie tafel deel te kan hê. Ons het vanmôre die voorreg om sy dood te kan herdenk. En ek wil vanmôre by die skrif uitkom, wat vir ons sê 1 Korintiërs 11 vanaf vers 26, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. As jy dit nie doen nie, en jy glo nie vanmôre dat daar hoop is nie, as dit bietjie onduidelik is, vra om verskoning vir die groen. Hy sê in Romeine 6:23, hy sê, want die loon van die sonde is die dood. Maar die genade van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Vanmôre wil ek vir jou vra, soek jy lewe? As jy vanmôre lewe soek en sê, Here, ek gaan hierdie draers van my kus een kant toe skuif, steek dit jou hand vanmôre op. God sien vanmôre elke hande, en wat vanmôre is, jy soek lewe in Christus in hierdie oomblikke. Ek wil vir jy sê, ek soek lewe vanmôre, en ek sê, Here, as ek 'n draer het, is ek jammer, en dat ek toegelaat het om geestelik stadig te sterf, as ek vrees toegelaat het, as ek leigheid toegelaat het, as ek vanmôre bitterheid, onvergewensgesindheid, wat het ook al mag wees, ek het vanmôre vir jou goeie nuus, ek kyk na die tafel, en sien vanmôre, daar is hoop in Christus, wat vir ons die prys betaal het, ek weet vanmôre, hy maak vanmôre weer mense, opnuut heel, en hy maak het, en hy herstel jou, en vanmôre, ek wil ek net vir my sê, Here, ek gaan nie sterf
Vanmôre het jy hierdie boodskap gekry, maar jy het die keuse wat jy met die draer doen. Gaan jy hom toelaat om jou verder te dra? Of gaan jy hom vanmôre sê, Here, nou maar, ek gaan uit hierdie geestelike kus uitklim, want ek stadig besig is om te sterf. Vanmôre wil ek vir u sê, geestelike lei is baie keer die oorsaak dat ons voel ons verval in 'n groef, in 'n gat, omdat ons nie ekstra moeite met God maak nie. So ek wil vanmôre vra dat die broers wat my gaan help met die nagmaaltafel vir my gaan vorentoe kom. Daniel wat my die tent gaan bring, dit kan so maar vorentoe kom saam met die orkes. Dan wil ek vanmôre vir my twee broers ook gereeld op Gers en Johan om my te kom help. Vanmôre by die nagmaal bediening. Die woord van die Here praat en ek kyk die skrif op die bord, want so dikwels as julle by mekaar en die beker drink, verkondig julle die dood. En ek wil vanmôre vir u vra, wil u nie vanmôre terugkom by geestelike lewe in Christus nie? Daar is vanmôre 'n manier om te herdenk en om net te gebruik, sommer net uit gewoonte, of daar is vanmôre 'n manier om te sê, Here, ek gebruik hierdie brood vanmôre weer vir geestelike herstel. Ek gebruik hierdie vir geestelike genesing. Ek gebruik hierdie omdat ek besig is om stadig maar seker te sterf. En terwyl ons so gaan ons net open met, of die dank oor die tafel, en wanneer ons dan bedien gaan, broer Daniel ons bedien met hierdie pragtige lied wat hulle ook vir ons gaan sing. En ek wil vanmôre vir u vra, kom ons sluit die oë. Broer Gert Olivier net vir ons dank oor die tafel asseblief. Amen. Ons Hemelse Vader, vanmôre Here is dit 'n voorreg, Here, om u kind genoem te kan word, Here, deur u Seun Jesus Christus, wat vir ons die weg, die waarheid en die lewe gegee het. Here, omdat u Koning Jesus u liggaam opgegee het vir u vriende. Here, vanmôre is ons hier om u te herdenk. Here, vir dit wat u vir ons gedoen het aan die kruis. Here, u het u liggaam gegee om gesteer te word, Here, sodat ons nie hoef te sterf nie, maar dat ons kan lewe tot in alle ewigheid. Here, soos wat ons vanmôre van u liggaam eet, Here, is my gebed dat elkeen wat daarvan eet, Here, genesing in hulle liggaam sal ervaar. Here, en soos dat ek reeds vanmôre gebid het, Here, het ek gevra, Here, dat daar net een druppeltjie bloed, Here, in elke kelkie sal val van u liggaam. Here, en ook so dan in die beker. Here, want ek weet, Here, soos wanneer ons van hierdie kelkie gaan neem en u bloed gaan drink, Here, reinig u ons weer eens van alle ongeregtigheid. My gebed is, Here, dat ons altyd deur, Here, sal onthou waarvandaan ons gekom het en waar ons vandag is, deur die bloed van Jesus Christus en die genade van God ons Vader. Ons loof en prys U, is my gebed in Jesus naam. Amen. En die brood geneem, en het gebreek, en het gesê, eet allemaal daaruit. As jy my toelaat, gaan ek sommer klaar oor die beker skink, want ons nie die eeting onderbreek nie. En het ook wyn geskink. Ons gebruik vanmôre sap vir dit. Ek sê dit is my bloed, dit is my liggaam. Vanmôre ook vir ons.
He's the